Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die oppergesag van Jesus. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Filippense hoofstuk 2 verse 10 en 11. In die teenwoordigheid van die versamelde inwoners van aarde en hemel vind die finale kroning van die Seun van God plaas. En nou, bekleed met opperste majesteit en mag, spreek die koning van konings vonnis uit oor die rebelle teen sy regering en voltrek geregtigheid aan diegene wat sy wet oortree en sy volk onderdruk het. Soos die oog van Jesus na die goddelose kyk, is hulle bewus van elke sonde wat hulle ooit gepleeg het. Ook aan die troon word die kruis geopenbaar, en soos 'n panoramiese uitsig verskyn die tonele van Adam se versoeking en val en die opeenvolgende stappe in die groot verlossingsplan. Die hele goddelose wêreld staan voor God reg op aanklag van hoogverraad teen die regering van die hemel. Hulle het niemand om hulle saak te bepleit nie, hulle is sonder verskoning, en die vonnis van die ewige dood word teen hulle uitgespreek. Dit is nou vir almal duidelik dat die loon van sonde nie edele onafhanklikheid en ewige lewe is nie, maar slawerny, ondergang en dood. Satan lyk verlam terwyl hy die heerlikheid en majesteit van Christus aanskou. Hy wat eens 'n bedekkende gerib was, onthou waar hy vandaan geval het. 'n blinkende seraf, seun van die môre, hoe verander, hoe verneder. Satan sien dat sy vrywillige rebellie hom ongeskik gemaak het vir die hemel. Hy het sy kragte geoefen om teen God te veg. Die suiwerheid, vrede en harmonie van die hemel sou vir hom die hoogste marteling wees. Sy beskuldigings teen die genade en geregtigheid van God word nou stilgemaak. Die smaad wat hy op Jehovah probeer werp het, rus geheel en al op homself. En nou buig Satan neer en bely die regverdigheid van sy vonnis. Met al die feite van die groot stryd in sig, verklaar die hele heelal, beide, loyaal en rebels, eenparig, regverdig en waaragtig is U wee, o koning van die heiliges. Openbaring hoofstuk 15 vers 3.